Net so 20 minute vanaf die kern van Kaapstad is die Silvermyn Natuurreservaat. En met dit dat RSG omroeper Martelies Brink ons ruk terug so beïndruk het met haar kajakryery, het ek haar gevra om my saam te nooi op 2 uitstappies van haar keuse. Later gaan ons die strand en golwe aandurf, maar eers geniet ons die reservaat. Baie mense ken die Silvermyn Natuurreservaat, maar min mense weet hier is 'n pragtige dam met 'n heerlike staproete reg rondom, uitgelê met planke wat dit natuurlik rolstoelvriendelik maak. Ja, dis reg. En ons gids vandag wat ons bietjie meer touwys oor die area gaan maak, is Richard Smith. Hierdie roete is 'n lekker oggend of middag uitstappie, want dit is glad nie 'n lang roete nie. Dis so wat 'n 20 minute na 'n halfuur se stap rondom die dam. En 'n mens kan natuurlik 'n hele uitstap hiervan maak, lekker jou familie saambring, bietjie piknik hou en dan ook lekker in die dambaljaar. Hierdie gebied is mos deel van 'n plantegroei rehabilitasieprogram. Ja, Daniel. Die area waar ons nou staan en rondom die dam was eens op 'n stadium als denneplantasies. Deur 'n indringerplantverwyderingsprojek is al hierdie dennebome verwyder. Die idee was om inheemse fynbosplante op 'n natuurlike wyse te laat herstel. En soos ons vandag kan sien, het dit redelik goed herstel. Maar toe, laat die wiele rol, kom ons vang in die pad. Die bome is 20 jaar gelede uitgekap en volgens Richard neem die herstelproses tot 10 jaar. Interessant dat alles die reservaat se naam Silvermyn hier nooit silwer gemyn is nie. Okay, kom ek vertel 'n bietjie meer vir julle van hierdie boom. Hierdie is die willeperskeboom. Die naam is natuurlik afgelei aan die blare van die boom wat soortgelyk is aan die van die perskeboom, maar dit is ook nie duidelik sigbaar nie. Die boom is die enigste in sy soort hier in Suid-Afrika en is ook tweehuisig, wat beteken jy kry jou manlike en jou vroulike plante op aparte bome. En nog 'n interessante feit van die boom is dat in die verlede was dit gebruik om speke van trekwaans te maak. En deesdae gebruik mense dit om meubels te maak, dan ook selfs om vloerplanke te maak en balke te maak. En snaaks genoeg word daar selfs 'n pink kleursel van die hout gemaak. Die kleursel is destyds gebruik om materiaal mee te kleur. Behalwe die lekker loopplanke is hier ook gemerkte bergfiets en staproetes. Soos genoem kan jy piknik hou in afgebakende areas en selfs braai. En ek weet seker wat die is. Dis natuurlik die waterlelies. En soos ons nou kan sien, is dit juis in die blomseisoen wat gewoonlik vanaf die lente tot regdeur in die somer is. Ek moet sê waterlelies is my een van die pragtigste plante, maar ek het nog altyd gewonder hoe 'n plant homself aanpas om in water te oorleef. Die wortels van die plant leef en groei mos in moddertoestande wat gewoonlik baie min tot geen suurstof by tye ontvang nie. Dis dit hierdie plant en ander vleilandplante 'n aanpassingsstrategie waar hulle plantweefsel groot lugruimtes bevat waarin suurstof dan vervoer word af na die wortels. Die stomate of die asemhalingsporeë van die blare neem dan die suurstof uit die lug uit op en vervoer dit dan direk na die wortels toe en so kan dit dan leef in moddertoestande. Ek moet vra, watter vissoorte kom hier voor en mag mense hulle hier vang? Nee, Ek het nie geweet jy's 'n visvanger. Waar is daai vis tog, Renel? Jy sal verbaas wees, Martelies. ek is bly om te hoor jy kan visvang, maar jy kan dit ongelukkig nie hier doen nie, want dit is 'n bewaringsarea, so ons laat dit nie toe nie. Nou die vissoort wat hier voorkom is die Kaapse kurper. Jy kan hier 'n foto in die boek kyk. Nou die visspesies kom eksklusief hier in Suid-Afrika voor en dit kom hoofsaaklik in die Oos-Kaap en hier in die Wes-Kaap voor. Nou interessant van die vis is dat dit deel is van die Anabantidae familie wat kan suurstof deur die atmosfeer inasem. Nou lede van die familie het 'n struktuur in hulle se kop wat bekend staan as die libberand of doolhoforgaan, maar hierdie een is eintlik soos die odd one out. Hy het die struktuur in sy kop om dit te kan doen, maar hy gebruik dit nie, so dit is nie funksioneel by hom. Mens kan skaars glo dat die gebied 'n klomp jare terug alles denneplantasies was. Mooi en rustig, maar tyd vir ons volgende aktiwiteit. Surf natuurlik. Dit gebeur net om die draai by Muizenberg, wat een van die Kaapse strande is waar deesdae spesiale rolstoele te huur is. Hulle is beskikbaar tussen 10 en 4 in die dag. Hallo julle. Ek hou van die patent van hierdie stoel, maar wat moet mense wat dit vir die eerste keer gebruik in gedagte hou? Wel, Martelies, die stoel is verskriklik gebruikersvriendelik. Die wiele is lekker sag en die wiele is ook lekker groot. So is baie maklik om oor die strand te stoot. Dis natuurlik ontwerp vir die sand. Maar wat ook baie lekker is van die stoel is dat hy in die water in kan gaan. So verskriklik maklik om te gebruik op die strand en in die water. Behalwe hier by Muizenberg is die spesiale rolstoele ook beskikbaar by die volgende Kaapse strande: Bikini Beach, Mnandi, Strandfontein, Vishoek, die Strand, Kampsbaai, Big Bay en Silverboomstrand. Maar wat ek wil weet is hoe julle besluit watter strande kry die stoele? En presies, hoe werk dit? Waar kry mense die stoele wanneer hulle by die strande aankom? Hierdie strande voldoen aan sekere eienskappe met betrekking tot hulle parkering vir gestremdes. Die waterkwaliteit van die strand moet op 'n sekere vlak wees.
En dan ook het hulle baie goeie toilette en storte vir die gebruikers. Die persoon wat 'n rolstoel nodig het, kan by die kantoor van die wetstoepassing of die lewensredders, hulle kan dit bespreek. Jy moet 'n versorger by jou hê. Die persoon moet 18 jaar en ouer wees. Die persoon wat die rolstoel gebruik moet so min of meer 100 kg en minder weeg. Maar Marlies, dis mos geen probleem vir jou nie. Jy's fine. Volgens ons branderplank-instrukteur is Muizenberg die veiligste strand in die Kaap om te leer surf. Die golwe is matig en omdat dit 'n blou vlag strand is hier altyd lewensredders. Hallo, welkom by Muizenberg strand. Anthony, ek brand om te weet hoe jy branderplankry gaan aanpas vir my vandag. Wel, ons gaan branders ry, maar boogieboard style. Maar jy moet 'n longboard gebruik want jou bene moet op die bord wees, presies in die middel van die bord. So, quite a severe shoulder workout wees. Jy kan baie paddle. Ek sal net langs jou wees die hele tyd en ek kan deur die branders met jou gaan. En as jy 'n golf wil vang, is jou liggaamposisie op die bord baie belangrik. As jy te voor is, dan gaan jy nosedive. As jy te ver op die agterkant van die bord is, dan sink die ster van die bord en jy kan nie soveel spoed kry om die golf te vang. Baie mense is baie bang van haie. Hulle vra my altyd oor die haie voor ons gaan surf. By Muizenberg Beach is ons die shark spotters en daar's 'n flag system. So vandag is 'n swart flag en dit beteken dat die shark spotters is op duty, maar die visibility is nie baie goed nie. Waar ons gaan surf is ons gaan nie ver uit wees nie en die haie hulle wil in die diep water wees. Maar as dit nou nie vir jou genoeg van inspirasie is om uit jou gemaksone uit te kom nie, dan weet jy wat gaan wees nie, maar ek kan nie wag vir die volgende avontuur nie, nou. Ek stem. Kom ons gaan water toe. As Martelies jou nie inspireer om jou bas van die rusbank af te lig nie, dan weet ek darm nie. Toe, gaan doen iets uit jou gemaksone en doen dit in die buitelug, want voor ons sê mes, klop die koue wintersdae aan die voordeur. Maar kom ons kyk hoe ons regkom.